Vader, die woord verklaar dat U het 'n naam geërf wat bo elke ander naam is. U kom en U sê vir Maria, maar U sê ook vir Josef apart. En julle sal hom Jesus noem. As dit vertaal word, beteken dit Immanuel, God met ons. Here, daarom kan daar nooit 'n ander verlosser wees behalwe Jesus nie. Want tereg is dit so, toe U daar by die huis staan en dit so propvol gepak is van mense, dat daar nie 'n plek is om in te beweeg nie. Toe kom daar 3 vriende, of 'n klomp vriende, Here, wat 'n siek man deur die dakplate van daardie huis laat sak. En Hemelse Vader, dan staan U daar en die mense kyk na alles wat gebeur en U vra, wat is makliker om te sê? Jou sonde is vergewe, of staan op en loop? En dan sê U, Here, staan op en loop, jou sonde is vergewe. En dan roep die Fariseërs uit, wie is U om te sê sondes is vergewe? Want net God kan sonde vergewe. En Here, ons dankie dat ons hierdie God ken wat sondes vergewe. Ons dankie dat ons sy naam ken wat oor ons uitgeroep is. Dankie dat ons vanmôre weet, daar is geen ander naam gegee onder die hemel, onder die mense, waardeur ons gered moet word nie. Ons eer U daarvoor, Here. Sal U vanmôre stil staan by elke dierbare in hierdie kerk. Sal U vanmôre, Here, dwars oor die land, dwars oor die wêreld, waar dienste gehou word, waar kerk by mekaar kom, Here, om U naam te eer, wil U Uself nie daar verheerlik nie. Here, ons kort in hierdie tyd van Suid-Afrika, ons kort in hierdie tyd van die wêreld 'n kragtige werking van die Heilige Gees in ons midde, Here. Bereik U net die groot en goddelike doel in elkeen van ons. Ek vra dit vanmôre in die naam van Jesus, ons koning, en ek loof U daarvoor, Vader. Amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. So kan die musiekspan vir ons baie dankie, en die lofspan, ons eer die Here ook vir die gawe wat hy aan ons gegee het, en ook vir hulle opoffering. Prys die Here. Nou ja, die winter kom aan, ek weet nie of jy dit agterkom nie, dit word nou al vroeg donker in die aand, en oggend laat kom die sonnetjie op. So ons moet vasbyt hier by die winter, en die Here dien, en die Here eer, en sy naam groot maak. Voordat ek na die woord toe gaan oorgaan, wil ek sommer vir Iwan vra, vir jou en Marijke, jy kan sommer vrae gaan haal daar agter, en dan kan julle gou hier na vorentoe kom. Ons het verlede week 'n klomp nuwe lidmate voorgestel, en hulle het my voor die tyd gesê, hulle kan nie verlede week daar wees nie. Kom staan sommer bo asseblief. Loof die Here. Hierdie jong man het 'n besondere talent, en ek is so dankbaar dat die Here hom vir ons gestuur het. Toe pastoor Morney nou, wat al die jare, vir 16 jaar die musiek gedoen het, toe hulle nou die gemeente in Port Elizabeth vat, en toe dink ek by myself, maar nou moet ons weer iemand kry wat hierdie elektriese klavier kan speel, want dit is ook nou nie almal wat dit kan doen nie. En toe ek weer sien, toe is hierdie jong man nie, prys die Here, saam met hierdie pragtige kind. En nou dag vir hulle gesê, hoorie, so ek weet, hulle ken al die Here, hulle kom 'n lang pad, hy het groot geword in die huis van die Here, in 'n pastoor se huis. So hulle ken die Here, en hulle het groot geword met die evangelie. En ek sê vir hulle, hoorie, so maar ons het so 4 tree wat jy moet gee, jou eerste tree wat jy eintlik moet gee, om in die koninkryk van die Here in te stap. En ons vat elke nuwe lidmaat deur daai 4 stappe, sodat jy kan weet wat dit is, en as jy dit klaar ken, sodat jy dit kan ken om dit met iemand anders te deel. En wat vir my wonderlik is dat hulle het net eenvoudig by dit ingeval, en daardie 4 sondagoggende bygewoon, en vanoggend staan hulle hier, so ons gaan hulle vanmôre gelukwense, gaan vir hulle bid, en ons gaan hulle verwelkom saam by Lewende Waters familie, en ons gaan die Here se naam groot maak ook saam met hulle. Kom ons gee vir hulle 'n hartlike handeklap. Maar voordat hulle loop, wil jy nie op jou voete staan nie. Ek gaan my rug nou na jou kant toe staan, ek wil hulle seën. So wil jy nie asseblief net so dan ook jou hande uitsteek en hulle seën en vir hulle bid dat die Here hulle ook hier in die bediening sal gebruik nie, sommer net vir hulle so 'n aantekeningboekie wat julle kan maak, julle sertifikate sal ek later vir julle gee, hoor. Ons sukkel op die oomblik om daai ding reg te kry. Kom, steek julle hande uit en kom ons bid dat die Here met hulle sal wees. Vader, ek dankie dat U hierdie 2 jong mense ook hier by Lewende Waters bygevoeg het. Dankie vir die wonderlike gawes, Here, wat U ook aan die kerk gee.
Ek wil bid, Here, dat U hulle sal vul kragdadiglik met die Heilige Gees. Dat die teenwoordigheid van die Here op hulle sal rus, in hulle sal wees, deur hulle sal spreek. Here, dat hulle ander jong mense na die Here toe kan bring. Dat hulle mense sal bereik met hulle besondere gawes, hulle persoonlikheid, want elkeen van ons, Here, is geroep in gawes. Want die woord van die Here sê, Jesus het opgevaar en gevangenes gevange geneem, en dan het hy geskenk aan elkeen uitgedeel. En Here, ons het ook hulle gawes en geskenke getoets, en ons dank U, Here, dat hulle ook in besonder die Here se naam groot maak, en dat daar ook ruimte is vir dit wat hulle moet doen. Daarom wil ek bid, Here, dat U hulle gelukkig sal maak, en dat U hulle sal help, Here, om nie hulle ore uit te leen, Here, vir gesprekke in die wêreld nie, maar dat hulle fokus sal vasmaak, Here, om te doen wat God hulle voorgestuur het in hierdie gemeente. So salf ek hulle in Jesus se naam, en bid ek dat die krag van die Gees op hulle sal rus, en Here, dat U hulle magtiglik sal gebruik. Maak hulle gelukkig, en laat die vreugde van die Here uit hulle uitstraal, Here, en ek wil bid, Hemelse Vader, dat hulle U naam sal groot maak, nie net hier nie, maar oral waar hulle gaan. Ek bid dit in Jesus se kosbare naam, en ek dank U daarvoor, Vader. Amen. Nou Boeta, blessings vir jou, hoor, en baie dankie vir wat jy reeds doen, hoor. Jy ook, my ou sussie, seën vir julle, hoor. Baie dankie, die Here seën vir julle. Loof die Here. Wie van u wil graag hê dat die Here jou moet gebruik? Kom aan. Ek dink ons almal. Elke besoeker vanmôre welkom vir jou in die huis van die Here. Ons vertrou dat die Here ook vanmôre deur sy kosbare woord vir jou iets in stoor sal hê. Ek dink hier sit iemand hier vanmôre wat nie 'n begeerte het dat die Here jou sal gebruik nie. En iemand het eendag die verhaal vertel van 'n prediker, en ek het dit eintlik gesien op 'n video waar hy by die kansel staan en het 'n klomp borde daar gehad van die vorige aand se skottelgoed wat nie gewas is nie. En hy het 'n tafel gedek gehad vir mense om te eet met die lekkerste kos op. En hy het hierdie borde uitgestal op hierdie tafel. En hy het 'n klomp mense in die gemeente genooi, 'n pragtige tafel en die mooi borde is op mekaar gestapel, so dit lyk alles pragtig, en hy vra so 'n klomp mense in die gemeente wie graag wil eet van hierdie lekkernye wat hier voorberei is, en 'n klompie ouens staan op en hulle stap vorentoe. En toe hulle voorkom, gestaan hy by die borde en hy deel die borde uit, dat hulle nou vir hulle kan inskep, en elkeen wat 'n bord ontvang, kyk na hierdie bord, en hulle sien die vorige aand se pap en sous, wat ook al daarin was, spek en eiers, kleef nog steeds aan hierdie bord vas. En hy sê vir hulle, daar's die kos, skep vir julle in, maar niemand wil inskep nie. En hy vra vir hulle, maar hoekom is julle nou so huiwerig om in te skep, want die gehoor kan nou nie presies sien wat die bo op die kansel gebeur nie. Hulle sien net hierdie mense kyk na die bord en daar's 'n groot frons op elkeen se kop, en elke ou voel nie baie lekker oor hierdie bord wat hy ontvang het nie. Kom aan. Wie van julle het 'n skottelgoedwasser? Het jy daai twee? Okay, daai twee werk. Ek praat van daai wit een of daai grys een wat daar onder 'n kas staan. Wie van julle? Ja, jy twee, dis jy en ek het gedog is net sy. Is jy ook daar? Mooi. Ek ook, hoor. Maar nou nie meer nie van dat ek daai ding het nie. Maar ek het agtergekom, partykeer is dit net so dat jy kan die goed uit daai skottelgoedwasser uithaal, en as jy so 'n bietjie kyk na wat hier gebeur, dan is hy koppie binnekant, vir alles hy nou 'n bietjie lank terug in daai masjien gepak is, dan is hy koppie binnekant nie heeltemal skoon nie. Dit gebeur met daai masjiene. So ek het nou al geleer, as jy dinge daai masjien het haal, dan kyk jy. Want as daai koppie ring onder het van gister se tee, al het jy hom gewas, ek drink nie daai koppie uit nie. Wie van u gaan? Kom aan. Wie van u gaan gister se braaivleis met al die vet van die T-bone steak wat op hy bord vas sit, daai bord die volgende oggend net so vat en hom gebruik en op hom eet? Kom aan.
Mense, dis 'n standaard praktyk, ons doen dit nie. Dis higiëne. Wat wil ek hê vanmôre moet jy verstaan? Ek en jy is 'n bord in God se hand. En daar's geen manier dat ons hierdie brood van die lewe, hierdie kosbare boodskap wat in hierdie Bybel vasgeteken is, wat onherroepelik vir ewig staan en die waarheid is, dat ons hierdie voedsel wat ons aan mense moet gee, op 'n vuil bord aan hulle kan voorsit nie. Is jy by my? Met ander woorde, wat wil ek hê moet jy snap vanmôre, dat God wil jou gebruik en jy dalk die Here al aangeneem, maar iewerster sukkel jy om oorwinning te kry, om hierdie bord skoon te kry. En al wat die mense sien is, hulle sien hierdie koppie, hulle sien hierdie bord wat pragtig versier is nie, hulle sien hierdie ring onder in hierdie koppie, wat maak dat hulle nie hierdie boodskap gaan vat nie. In Afrikaans is almos hierdie ou spreekwoord, en ek weet nie wie van die ken dit nie, die jonges gaan dit dalk nou nie ken nie, maar die oueres gaan, hy loop met die Bybel onder die een arm en die duiwel onder die ander arm. Het jy al daai een gehoor? Kom aan. Ek weet nie hoeveel duiwels is hier vanmôre nie, hoor. Hy loop met die Bybel onder die een arm. Kyk, ek raak kwaad as hy dit sê. As iemand dit van iemand anders voor my sê, moet hy weet, hy het 'n 30 minute lecture. Want as hy dan so oulik is, dan moet hy 2 Bybels onder elke arm dra, en ek kan jou waarborg, dat hy net met my praat, dan gaan ek sien hoe hy lyk. Niemand van ons is perfek nie. Maar ek wil hê jy moet mooi verstaan, hoe suiwerder my lewe in Christus Jesus is, hoe meer ek soos Christus begin lyk. En julle kan maar die afgelope 2 weke se boodskappe gaan Google, die goed is op YouTube of waar dit ook al is, gaan luister dit. Hoe meer ek my lewe inrig om soos God te word, hoe skoner word hierdie pyp waardeur die Here tot hierdie wêreld kan spreek. Het jy gehoor wat ek sê? Want die wêreld daar buite is honger vir God se woord. Maar hulle soek 'n skoon bord. Hulle soek iemand wat se lewe getuig. En nou sê ek weer eens, ons almal se lewens getuig nie altyd nie. Maar ek moet probeer, na die beste van my vermoë, om dit soveel moontlik reg te kry. En as daai ster wat Eduard op daai kring gehad het 2 weke gelede, se punte aan die buitekant van God se voorgestelde beeld vir ons daar uitsteek, en hy sê sny daai tentakels af, dan moet ons daardie tentakels afsny. En die tweede boodskap wat ek daarop gepreek het is, ek moet minder word, maar God meer. En in hierdie week het ek klomp gekry wat net vir my skryf, ek minder, God meer. Kom aan, wie van julle het dit probeer? Daar's daarom 3 wat laas weekie was. Ander ouens sukkel nog. Ek minder, maar God meer. Ek wil vanmôre hierdie boodskap titel, Vriend van die wêreld, vyand van God. En blaai vir my saam na die boek van Jakobus, die 4de hoofstuk. Vriend van die wêreld, vyand van God. En ek lees vanaf vers 4. Jakobus die 4de hoofstuk vanaf vers 4. Julle begeer, ekskuus tog, nee, ek is by vers 2, vers 4. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon, maar hy gee groter genade, daarom sê hy,
God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle vlug. Onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle vlug. Vriend van die wêreld, vyand van God. Kom ons bid saam. Here, ek wil vra dat U vanmôre vir my berg onder die bloed. En Here, terwyl hierdie boodskap dalk nie die mees populairste boodskap in die era en die tydsbestek waarin ons leef is nie, is dit vanmôre so uiters noodsaaklik dat ons hierdie dinge sal hoor en dat ons hierdie dinge sal verstaan en ons lewens so sal inrig om gehoorsaam te wees aan U roepstem. Bereik vanmôre U goddelike plan en U goddelike doel in elkeen hier teenwoordig, want U het ons gestuur ook, Here, vanmôre om te kom met 'n doel. Sal U gee, Here, dat ons hierdie woord sal absorbeer, dat ons dit ons eie sal maak, en Hemelse Vader, dat U daarin verheerlik sal word. Ek eer U en ek loof U en ek aanbid U in Jesus se almagtige naam. En die volk van die Here sê amen. Vir die afgelope 3 weke het die Here vir ons woord gegee oor die konsep van heiligmaking. Nou die woord heiligmaking of die konsep van heiligmaking is 'n baie skaars woord in die kerk vandag. Dis nie iets wat ons baie gereeld hoor nie. Dis nie iets wat baie gereeld gepreek word nie, want ons is almal op hierdie blessing boat. Kom aan. Wat God vir my kan doen. En ek wil vanmôre onomwonde sê dat God is 'n God wat seën. Want ek weet nie of jy weet nie, maar die eerste oomblik toe Adam sy oë oopmaak nadat God sy gees in hom geblaas het, seën die Here hom. So met ander woorde, God se woord is 'n God van seën. God is 'n God wat wil seën. So ons kan nie die blessings van die Here een kant toe skuif en dit ignoreer nie. Dit behoort aan ons. Maar daar is ook 'n ander vereiste, daar is ook 'n ander saak wat ek aan jou aandag moet gee en dit is heiligmaking. Iets wat vandag nie baie gebeur nie en wat moeilik is om te doen in die tydsbestek waarin ons lewe. Die konsep van heiligmaking is nie 'n populêre onderwerp nie. Niemand wil dit hoor nie, want dit is konfronterend. Dit konfronteer ons in ons gees, dit konfronteer ons in ons siel. En die oomblik wanneer ons gekonfronteer word, dan staan ons gewoonlik op ons agtervoete. En dan wil ons veg. So met ander woorde, ons moet verstaan vanmôre dat hierdie boodskap wat ek vanmôre vir jou gaan bring, kan dalk op jou tone trap, of dit kan jou rig. En ek wil hê moet vanmôre eerder sê, Here, rig my hiermee, dat daai sterpunte wat uitsteek nog buite die kring, dat ons daai goed kan hanteer. Kyk, en ek het in hierdie week regtig probeer hoor, as ek hier op die pad ry en die ouens ry hier voor my in, hulle stop dood hier voor my en hulle doen allerhande snaakse goed en jy kom daar by 'n winkel en hulle die tou staan daar en ag die diens is swak en die stadsraad wat nie wil daar wees nie en al hierdie goedjies wat ons elke dag irriteer. Het ek myself voorgenem hierdie week, ek minder Jesus meer. Maar ek het agtergekom, ek het 2 keer die hoeter vir een van hulle geblaas. Maar weet jy wat gebeur nou? En Christa getuig dit, sy sê, hoor jy in hierdie week, hierdie boodskap wat verby is, hierdie boodskappe van die sterpunte, sy sê elke keer as ek optree en ek kyk na my lewe, dan sien ek, hoor jy, dit wat ek nou gedoen het, daai sterpunt is buite, ek moet die ding terugkry. Sirkel met 'n ster en die ster se punte steek uit. Kry die ding terug, kry dit terug binne die parameters van God se beeld. So die woord werk, en die woord is besig om te rig. Ek wou eintlik gehad het, Carmen moes 'n getuienis gebring het van wat sy gedoen het in hierdie week, om daai boodskap huis toe te vat, by haar werk. Sy gaan dit volgende Sondag seker doen. Want jy sien, kind van die Here, die woord verander ons. En as ons die woord hoor, en, sê bietjie en, dit doen, dan verander ons. So die oomblik wanneer ek die woord hoor, moet ek aksie neem, en moet ek dit deurvoer in my lewe of probeer
om dit in my lewe toe te pas. Baie Christene probeer die heiligmaking vereistes omseil. En ek het al met baie van hulle gepraat. Hulle probeer dit omseil deur Christus se genade oor te beklemtoon. Nou moet jy my mooi volg. So met ander woorde, hulle ignoreer heiligmaking, dan gaan staan hulle op die been van genade om dit wat hulle verkeerd doen te regverdig en te sê, Jesus het my vergewe deur sy genade. Ek het eendag met 'n man gepraat wat, hy was getroud, wat baie keer sommer 'n ander verhouding het, terwyl hy getroud is. En toe ek hom konfronteer op dit, en hom sê, dit wat jy doen is nie reg nie, toe sê hy, maar jy verstaan nie die genade van Christus nie. So al wat ek doen is, as ek nou verkeerd opgetree het met hierdie ander tweede girlie, derde een, dalk die vierde een, ek sal nou nie noem hoeveel daar was nie. Toe sê hy, dan gaan ek nou net na die tyd en ek buig my teen, ek sê, Here, vergewe my, en woeps weggesit. Kom aan. Want as jy jou sonde bely, God is getrou en regverdig om jou die sonde te vergewe. Maar die boek van Hebreërs sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied teen die sonde nie. So ek wil vanmôre vir jou bedien rondom heiligmaking en ek wil hierdie konsep in lyn trek. Sodat ek en jy presies kan weet, waar lê die lyn tussen heiligmaking en genade? Want as ons dit nie verstaan nie, kan die duiwel my maklik mislei. Ons kan nie, en ons mag nie, ooit in ons lewe die reddende genade van Jesus afwater, of minag, of onderbeklemtoon nie. Want Efesiërs die 2de hoofstuk vers 8 maak die volgende stelling uitdruklik. Want uit genade is julle gered. Deur die geloof, en dis die sleutel. Want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit is nie uit julle self nie, dubbelpunt. Dit is 'n gawe van God. So kan jy sien, hierdie skrif sê Paulus dat ons is gered uit genade en is 'n geskenk van God. Gawe beteken geskenk. So dit is onbetwisbaar. Jy kan dit nie wegredeneer nie. Jy kan dit ook nie onderbeklemtoon nie. Jy moet vir mense sê, God se genade is vir jou genoeg. Want dit is die waarheid. Dis absoluut die waarheid. Dis onveranderlik en jy moet dit weet. En baie keer is ons ongenadiglik besig om ander mense wat worstel in hierdie lewe te oordeel op die foute wat hulle maak en die stryd wat in hulle lewe is om oorwinning daaroor te kry. En dan oordeel ons mense na wat ons dink reg is, maar God ken die hart. Daarom sê Paulus, besluit dit liewer om niemand te oordeel nie. En in dieselfde boek van Jakobus kan jy maar gaan lees, hy waarsku ook daarteen. So ons moet oppas, kind van die Here, dat ons nie na mense met ons vleeslike oë kyk nie, want julle ken die ou gesegde, jy wys een vinger, maar daar's 3 wat terugwys. Daarom moet ons nie oordeel nie, want ons almal is in een of ander swakheid in ons vlees. Ons sukkel met die goed. Want hierdie body wil nie saamwerk nie. Okay? Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Jy moet saam met my gaan vanmôre want ek gaan baie skrif lees. Want ek wil hê jy moet uit die skrif uit sien wat staan daar. Romeine 11:6.
En as dit, ons redding, deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie. Want as ons redding deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie. Anders is die genade geen genade meer nie, en as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie, anders is die werk geen werk meer nie. So net Paulus wat ingewikkelde verse kan skryf. So kan jy sien hier die skrif sê, presies wat die boek van Efesiërs sê, jy is uit genade gered, deur die goedheid van God. Die werke waarna hier verwys word, is die werke van die wet. Die werke van die wet, en dit moet jy verstaan, die werke van die wet, die Ou-testamentiese bedeling, die wet per se, kon sonde bedek. Dit kon nie sonde wegneem nie. Hoe weet ek dit? Want die skrif sê dit. Daarom moes die hoëpriester elke eenmaal in 'n jaar op Paasnaweek wat volgende week is, 'n lam slag en die lam se bloed op die versoensdeksel van die ark voor God uitgestort het om versoening te doen tussen God en die volk. Hy moes dit elke jaar doen. So as die offer wat hy gebring het 'n volmaakte offer was, hoekom moes dit dan herhaal word jaar na jaar? Want dis wat die volgende skrif wat ek vir jou gaan lees sê. Hebreërs, die 9de hoofstuk vers 22. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind geen vergifnis plaas nie. En ek wil net eensins stil staan by dit. Waar kom dit vandaan? Sonder bloedvergieting vind geen vergifnis van sonde plaas nie. Die dag toe Adam en Eva in die tuin van Eden gesondig het, wat vind hulle uit? Toe sien hulle dat hulle, ek hoor nie, naak is. En toe doen hulle wat? Toe gaan kruip hulle weg. Maar voordat hulle gaan wegkruip, toe maak hulle eers vir hulle rokke van vyeblare. Nee, ek hoop nie dis 'n gewone makvy soos ons hom ken nie, want daai ding is skurf. Maar hulle verdiende loon. Het jy gevoel hoe kan 'n vyeblaar brand? So hulle was nie baie clever met naaldwerk nie, hoor. Hulle het al geleer. Wat doen die Here? Adam, waar is jy? God is almagtig, hy is alsienend, hy is ewig. Sien hulle nie waar hulle is, waar hulle wegkruip agter die bosse nie? Nee, hy sien hulle. Dis nie die konsep daar nie. Het iets gebeur. Die oomblik toe hulle val in sonde, het die Heilige Gees hulle verlaat. En hier is die Gees van God wat uitroep. Adam, waar is my liggaam? Waar is my voertuig? Dis hoekom Jesus op die kruis draai die prent om. Want daar op die kruishout, in sy laaste woorde hang hy. Die verskil is, hy het geen sonde geken nie. En die Gees van God was die hele tyd met hom. Ek en die Vader is een. Daar op die kruishout, die oomblik toe hy gekruisig word en 'n vloek word vir my en jou sonde, want elkeen wat aan 'n hout hang, vervloek is hy, sê die Bybel. Toe hang hy aan daardie kruis, vervloek. En die sondebok van die wêreld
En my en jou sonde kom op hom neer. En die oomblik toe ons sonde op hom neerkom, wat roep hy uit? My God, waarom Elohi, Elohi, waarom het U my verlaat? Daar in die tuin van Eden roep die Gees, Adam, Adam, waarom het jy my verlaat? Waarom het jy my verlaat? Hier op die kruis sou draai Jesus die ding om en herstel dit. En hy roep uit, my God, die persoon wat geen sonde gehad het, die roep uit. Ek is alleen. Want God kon nie, hy kan nie in 'n liggaam woon waar daar sonde is nie. Daarom moes daar versoening kom vir my en jou. En wat doen God in die tuin van Eden? Hy trek vir hulle klere aan wat van velle gemaak is, en ek gee jou een draai, hoe het hy die velle in die hande gekry? Hy het 'n bloedoffer gebring. Hy moes bloed vergiet. Waarskynlik 2 lammers, om velle te maak, of klere te maak vir Adam en Eva, en toe hulle gekleed voor hom staan, toe kon God met hulle praat. Is julle by? Sien, kind van die Here, as geen versoening, as daar nie bloedvergieting is nie. Vers 24 tot 28. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom, 'n tempel, 'n tabernakel met hande gemaak, 'n teebeeld, 'n voorbeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig vir ons, kyk die woordjie daar, te verskyn. Ook nie om dikwels, of om homself dikwels, met ander woorde, jaar na jaar, te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan het met bloed, wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af, maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn, dieselfde woord, om die sonde deur sy offer weg te doen, te verwyder. So kan jy sien, Christus se offer is 'n volmaakte offer. Die offer van stiere en bokke is nie 'n volmaakte offer nie. Daarom moes dit jaar na jaar herhaal word. Maar Christus bring 'n volmaakte offer, eenmaal verskyn hy in die heerlikheid. En is hy my en jou middelaar om in te tree. Hebreërs 10 vers 1. Want die wet, wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. So jaar tot jaar word 'n offer gebring, maar dit kan jou nooit tot volmaaktheid bring in Christus Jesus nie. Vergifnis van sonde kom deur genade. Daar's nie 'n ander manier nie. Die werke van die wet kan geen mens red nie, omdat die bloed van bokke en stiere nie 'n volmaakte borg vir ons sonde kan wees nie. Wie van julle het al gelees dat God haat borgskap? Het jy al gesien, God wil nie iemand met borg staan nie. Hoekom nie? Want Christus het die volmaakte borg geword vir my en jou. In hom is alles oorwin. Jesus moes sy eie bloed kom stort vir my en jou reiniging. Nou kan die vraag mos ontstaan. As ek nou net na die genadeskrifte kyk, ons word deur genade gered en die werke help jou niks. So hoe gaan jy dan gered word behalwe deur genade? En dit is absoluut so. Dis die een kant van hierdie muntstuk. En nou kan 'n vraag in jou hart dadelik ontstaan, maar as genade ons dan red, waarom preek ons dan heiligmaking? Is die genade dan nie genoeg nie? Dan kan ek mos nou maar my vrou verneek met 2 ander vrouens of 3 ander vrouens. Ek kan mos maar nou daar by die kasregister gaan en
en 'n paar R100 uithaal, die eienaar gaan dit tog nie agterkom nie. Ek kan mos maar nou die wet oortree terwyl ek hier op die pad ry. Ons almal doen dit, hoor. Die bordjie sê 70, dan ry jy 80. Kom aan. Jy sien, ons kyk net na die groot goed. Maar ons breek self die wet. So jy mag dalk vanmôre in jou hart vra, maar waarom preek ons dan heiligmaking? Ek het 'n rede. Want Jesus het God se beeld, daai beeld wat Pastoor Ediard vir ons probeer wys het daar, daai prentjie wat hy geteken het. Want Jesus het God se beeld in die mens kom herstel. En God se beeld is 'n beeld van geregtigheid en heiligheid. So met ander woorde, as God se beeld in jou lewe herstel is, waarna moet jy strewe? Na geregtigheid en heiligheid. Want God is heilig, sê die Bybel, daarom moet ek en jy heilig word, progressief. God is heilig, word heilig, want God is heilig. So kan jy sien, as die beeld van God in Christus Jesus herstel is, en God is heilig, en God is geregtigheid, dan moet my lewe getuig van geregtigheid, en my lewe moet getuig van heiligheid. En deur genade ontvang jy geregtigheid, deur die bloed van Jesus. In Romeine 6, Romeine 6, hoofstuk 6, die eerste vers, vra Paulus die volgende vraag. En hoor dat sê hy, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? So wat sal ons, en hy praat met die gemeente in Rome, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? Ek weet die manne kyk nou rond na sy vrou en sê, ek het al baie keer vir jou gevra, hoorie, wat sal ons nou van hierdie dinge sê? Ek weet nie of jy die regte antwoord kry nie. Paulus vra die gemeente, wat sal ons van hierdie dinge sê? Wat wil hy weet? Waaroor wil hy praat? Wat sal ons as gemeente dan van hierdie dinge sê? As 'n vraagteken. Nou kom hy met die volgende stelling. Sal ons in die sonde bly? Hoekom? Dat kom julle ken mos hy skrif. Dat hy wat kan word? Dat die genade meer kan word. So sal ons gemeente in Rome, sal ons kerk in Lewende Waters, sal ons Christene in Suid-Afrika, wat sal ons dan van hierdie saak sê? Watter saak? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nou antwoord Paulus, dit sit in vers 2, hy los ons nie in die lug nie. Nee, sê hy. Stellig nie, uitroepteken. Dis asof hy dit wil hardop sê. Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Nee, jy kan nie. Jy kan dink nie, sê Paulus. Ons, die kerk, Christus se kinders, wat die sonde afgesterf het, hier is die sleutel. Met ander woorde, hoe het jy dit afgesterf? Deur geloof en wedergeboorte. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe? Kom ek vra dit weer, hoe? Kan ons nog daarin lewe? So met ander woorde, redding kom deur genade, die werke kan jou nie red nie, maar jy kan nie hierdie pad
soort van redenasie volg dat sy genade is so groot en so genoeg dat ek maar net aan kan hou in my ou lewe en bly lewe soos ek altyd gelewe het en die dinge doen wat ek altyd voorheen gedoen het nie en God se genade gaan dit toemaak nie. Jy kan nie 'n redenasie volg nie. Want Paulus sê, ons kan nie daar bly in hierdie ou lewe nie. Hoekom nie? Want jy het 'n nuwe skepsel geword. Vers 3. Of weet julle nie? Nie stellig nie. Ons wat die sterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Vers 3. Of weet julle, verstaan julle dit dan nie? Dat ons, wat is die volgende woord? Nee, nie die pastore. In hulle gesinne. Nee, kom aan. Wat moes jy eintlik nou gedoen het daar waar jy sit? Bietjie so gemaak het, né? Dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Met ander woorde, hoe was Jesus? Sonder sonde. Nou het hy jou in sy dood ingevat om sonde te kan oorwin. Met ander woorde, hy het die ou natuur in jou gekruisig. Hy het die ou mens van sonde in jou kom doodmaak. Nou gee hy aan jou sy Heilige Gees en hy maak jou nuut. Nou kan ek en jy nie moetswillig in daardie ou lewe probeer bly en probeer lewe nie, want dit is mos lekker daar. Paulus sê nee, verstaan julle nie hoe werk hierdie goed nie? Ons is dus, vers 4, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid, met ander woorde deur die beeld van God, deur die krag van God, ons ook so 'n nuwe lewe kan, wat is die volgende woord? So hoe moet ons lewens lyk? Nadat ons deur die bad van wedergeboorte gaan het in die naam van Jesus, hy ons sonde kom wegwas het. Hoe moet ons wandel? Wat beteken die woord wandel? So moet ek leef. So, wat sê die skrif? Hoe moet ons leef? Ons moet dus lewe heilig, omdat God ons geregverdig het uit genade. Want God is heilig en God is geregtigheid. Ons kan dus nie gered word uit genade, dis wat die skrif sê, en steeds bly leef in die ou lewe van sonde nie. Jy kan nie. Met ander woorde, jou gedragspatrone, waarin jy gewandel het voor jou bekering, is saam met Christus gekruisig. Jy het opgestaan, 'n nuwe skepsel. Nou is jy gevul met God se Gees, met sy krag, en loop die Here met jou 'n pad om jou lewe in heiligheid te kry. Dus ek moet ouens in beraading sit en wil nie luister en sê, ek vat jou ore en draai jy dit so. Die feit is hier. Tussen die ore. En ek gaan dit nou vir jou lees. Want ons word gewederbaar, maar ons denke bly oud. Daarom sê Paulus, julle moet dag na dag, na dag, na dag vernuwe word na die gees van jou gemoed. So ons moet elke dag strewe om ons gedagtegang in die koninkryk van God te hou, onder God se beheer. Ons kan dus nie gered wees uit genade, maar steeds voortgaan in die ou lewensbeginsels wat ek gehandhaaf het voor my bekering nie. Hoor wat sê die Bybel in Kolossense 3:1. As julle dan
saam met Christus opgewek is, 'n implikasie sê julle is. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo. Wie van u het al jou kar se sleutels verlê? Ek sien is al so iemand wat so 'n stupid ding gedoen het. En hoe ouer jy raak, hoe makliker raak dit, hoor. My vrou het 'n Mercedes gehad op 'n stadium. En Sionei het die sleutels uit die kar uit gaan haal. En toe ons weer die sleutel soek, toe is die sleutel weg. En ons soek die sleutel, ons kry hom nêrens nie. En ek vra vir Sionei, waar is die sleutel? Nee, sy het hom teruggebring. Ek sê, is jy seker, het hom in die kattebak toegesluit nie? Nee, sy het hom teruggebring. Ek glo, ons soek, ons kry nie die sleutel nie. So met ander woorde, ek dink dit was 'n week. Nou kan ons nêrens heen gaan nie, die kar staan, want ek kry nie die sleutel nie. Maar ons soek. En ek weet nie of jy agtergekom het nie, om iets te soek, vat energie. Kom aan. Ons is naderhand op. Ons is naderhand moeg. En Sionei is moeg vir ons, wat vir haar heeltyd sê, hoor hierso, jy die sleutel laaste gehad. Ek het hom gebere, papa. En ek weet nie hoe dit werk nie. Een van ons loop in die tuin. Ons bid. Ons vat naderhand hande, ons bid. Ek sê, Here, gee net vir ons die sleutel. Ek kry 'n kwotasie R6.500. Ek sê, ek het R6.500 vir 'n stupid Mercedes se sleutel nie. Nou bid ons. Here, help ons dat ons die sleutel kan kry, want hy moet hier wees. Die kar is dan nie. En ons bid. En ons bid. Christel of ek weet nie wie van ons loop in die tuin. Sien julle iets blinks? Dis okay. Buk tel op wat se ding lê? Hier lê die Mercedes se sleutel. Lekker al begin roes. Toe die hond, die pitbull, en sy pap lekker velle, seker gedink hier is 'n oulike ding om te eet. Hy gaan hierdie Mercedes nou 'n bietjie ry. Want hulle is mos soos mense, daai honde. Maar toe hy hom nie oopgesluit kry nie, toe sy bang om die sleutel terug te bring, toe gaan gooi hom in die tuin weg. Hy kon hom eintlik nie gestart kry nie. Ek dink hy gaan hom nog oop kry. En nadat ons gebid het, hier kry ons hierdie ding, nadat ons hierdie vir 'n week of 2 weke gesoek het, laat die sweet ons aftap, laat ek al planne begin beraam om net 'n nuwe sleutel te kry, want ek moet die ding direk van Mercedes afkry. So hierdie skrif sê vanmôre, soek die dinge daarbo. Wat wil ek vir jou met hierdie stupid storie vertel? Ek wil jy moet snap vanmôre, om heiligmaking na te strewe, gaan jou 'n prys kos. Dit gaan energie kos. Dit kom nie net van self nie. Jy gaan moet bid daaroor, jy gaan die Here moet vertrou daaroor, en jy gaan hierdie vlees moet oorwin daarin. Dis die pad. Dit kos. Soek die dinge wat daar bo is. En wat is bo? Die hemel. Die hemel is heilig. Wat doen ouderlinge? Hulle haal hulle kroon af voor Christus, voor God af, voor die troon. En wat roep hulle uit? Heilig, 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 heilig is die Here. So die hemele is heilig. Die hemele is geregtigheid. Die hemele is vol liefde. En in die hemel is daar volmaakte vrede. So soek die dinge daarbo waar Christus is. En aan die regterhand van God sit, vers 2, bedink, soek. Hoor mooi, bedink dit, soek dit. Wat moet jy soek? Die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. So my boeta, jy wat hierdie mooi vrouens soek, om met hulle 'n geselskapie aan te knoop, los dit. Soek hierdie dinge wat daar bo is. Nie die ding wat op die aarde is nie. Vers 3, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Hoor nou mooi, vers 5. Maak dood, kruisig. Dan julle lede,
Die Amplified sê, so kill the evil desires. Maak dood dan julle lede. Wat is lede? En ek het gaan kyk in Afrikaans, is nie 'n lekker woord nie. Wat is lede? Dit klink soos die lede van die gemeente. Nee, wat is jou lede? Lede beteken letterlik, in die Engels is dit 'n member of the human body, met ander woorde, dit is 'n deel van jou liggaam. Maak dood hierdie dele van julle liggaam wat op aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid, wat afgodediens is, vers 6, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. So as jy dit doen, is jy 'n kind van ongehoorsaamheid. Vers 7, waarin julle ook vroeër gewandel het. Wanneer is vroeër? Voor jy bekeer het, voor jy Christus aangeneem het. Met ander woorde, jy het Christus aangeneem deur genade, jy kan nie net op die genade ry nie, want hierdie skrif sê, jy was dit voor jy tot bekering gekom het. Die implikasie is, na jy tot bekering gekom het, kan daai selfde leefstyl nie meer gehandhaaf word nie. Kan jy dit sien? Waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, want waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het, maar nou. Hoor mooi, maar nou. Na jou redding, wat jy deur genade ontvang het, moet, dis 'n opdrag, julle ook dit alles aflê. Nou sê hy wat? Jy moet dit aflê. Toorn. Nou wie van u word nog so 'n bietjie toornig oor iets? Kom aan, nee, steek jou hand op, wat ek sien. Ja, ek wil altyd my hande opsteek. Toorn. Kom, toorn. As jy toornig word, kom aan, steek maar jou hande op. Maar nou nie so skynheilig wees nie. OK. Toornig. Ons almal, ek sien julle almal. Hier's party ouens wat 2 hande opsteek. Dalk moet ek op my rug lê en my voete ook opsteek. OK. Want kyk, ek is lastig van geaardheid en is goed nie reg werk nie, wil ek dit uitsorteer. OK. So toorn. Dit alles moet julle af lê. Toorn. Wat is die volgende enetjie? So, dankie, baie dankie. Ons sien daai hande daar agter, hoor. Daar's hande, al 10 vingers is op om te sê, hoorie, ek kan kwaad raak oor. Ja, die Bybel sê, jy mag kwaad raak, jy mag net nie sondig nie. Ek weet nie hoe doen 'n ou twee gelyk, maar dit is wat die Bybel sê. Want kyk, as jy net na die nuus kyk, en jy sien hoe steel mense geld, dan raak ou kwaad. OK? As jy net na die ongeregtigheid van die wêreld kyk, dan raak jy kwaad. As jy net kyk hoe mense soms goed doen, dan raak jy kwaad. Woede. Almal van ons, nee, ek sê nie almal nie, ek is daar. Ek kan kwaad raak. My ma bly by ons, is 92 jaar oud. En sy het Alzheimer's. Maar fisies is sy eintlik nog sterk. Nou van Desember af het sy nou een of ander ding aangeleer wat sy die hele tyd sê, sy steen die hele tyd, maar soos 'n kliphard. Ek kan aan die ander kant van die huis staan en hoor ek haar. En sy sê dit in 2 minute sê sy dit 5 keer. Jy kan nie met dit lewe nie. Aan die binnekant kook ek. Want almal in die huis is kwaad. Want jy kan nie aan sit nie. Jy kan nie werk nie. Dan probeer ek my lesings, ek probeer lesings voorberei, en dan, en al wat ek naderhand hoor, dan skryf ek, soos jy op jou lesing, jy weet, dis die beïnvloeding van buite af. Dan stap ek haar in en sê, ma, hou op! Ek doe niks. Sê, wat? Jy doe niks. Almal loop. Almal se hore kry seer. Almal is gefrustreerd. Almal suffer. Ek doe niks. Almal hierdie woede. Toe besluit ons nou nie, hierdie storie werk nie van woede nie. Nou elke aand voor sy gaan slaap, nou bid ek vir die
Ja, dis 'n storie. Nou die Here het nog nie daai gebed geantwoord nie. Ek weet nie hoekom nie. En nou het ek agtergekom, weet jy wat doen hy? Hy leer my om minder te word, sodat hy meer kan word. Ek weet nie hoe gaan ons cope daarmee nie. Maar ek gaan bly bid, dat die Here net help. Ek het al gedink ek om my jagpleisies uithaal, wat ek vroeër jare gebruik het en my ore druk. Dan gaan ek nie hoor dit kerstel en die kinders my sê nie, dan gaan hulle vir my kwaad raak. Dan gaan hulle woede hê. So dit gaan ook nie werk nie. Toorn, woede, boosheid, vuil gedagtes, al die goed wat ons dink. Laster, woorde van ongeloof, skandelike taal uit julle mond. Jy raak kwaad, dan vloek jy. Daar werk, vir fisio, vir die baas, en dan vloek jy. Skandelike taal, woorde van ongeloof uit jou mond. Lieg nie vir mekaar nie. Ek wil net bysê rondom my ma, Justina is elke dag, ek wil haar vandag 'n pympie gee. Die Here hoor my, sy het geduld. Sy jobs maal 10 geduld met my ma. Sy val nie in hy stryk nie. So af en toe hoor ek, waar ons het 10 keer doen, sal sy dalk 'n kwart keer of 1 keer in die stryk trap. So mens kan dit oorwin. Hierdie skrif sê ons moet nie toornig word, ons moet nie woedend wees nie, ons moet nie laster nie, ons moet nie boosheid bedink nie, ons moet nie skandelike taal in ons mond hê nie, ons moet nie, ag die volgende enetjie, ag nee, dis net 'n ou wit leentjie, lieg nie vir mekaar nie. Gaan jy kerk toe kom Sondag? Ja, nee pastoor, ek sien jou, maar ek het al Dinsdag gereël, ons gaan iewers anders heen. Kom aan. Gaan jy koekies bak vir die kermis? Ja, nee, ek sal, pastoor. Iemand baie makliker is, hoorie, so sal jy vir my bid. O ja, nee, definitief. Dan dink jy nie eens weer aan gebed nie. So moenie vir 'n ou sê, gaan vir hom bid en dan nie vir hom bid nie, want dan lieg jy. En hierdie skrif sê, ek mag nie meer lieg nie. Omdat, hier's 'n rede. Julle die oue mens met sy werke afgelê het, en julle heel met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word, progressief, kan jy sien, vernuwe word, dis 'n progressiewe proses, tot die kennis na die beeld van jou Skepper. Jy moet vernuwe word tot daai sirkel wat Eduard hier gepreek het. Heiligmaking is onvermydelik. Jy word deur genade gered, maar jy kan nie in jou ou leefwyse van sonde bly en op die genade oorbeklemtoon en daarin rus nie. Want God soek 'n heilige skoon bord, 'n skoon koppie, wat hy aan die wêreld kan offer. Romeine 6:19 sê, ek spreek menslikerwys, terwyl die swakheid van julle vlees, want net soos julle lede, julle liggaam, diensbaar gestel het voor jou bekering, voor genade, aan die onreinheid, so moet julle nou, na jou redding, nadat jy genade ontvang het, julle lede, julle liggame, diensbaar stel aan die geregtigheid. So met ander woorde, heiligmaking is 'n produk van geregtigheid. Dit het niks met jou genade te doen van redding nie. Dit het jy uit genade ontvang. Maar heiligmaking, as jy geregverdig is die produk van regverdigheid, is die produk van geregverdig gemaak deur die bloed van die lam, is die produk heiligmaking. Jy kan maak wat jy wil. Nou, julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking.
1 Tessalonisense 4:3. Want dit is die wil van God. Wat is die wil van God? Julle? Heiligmaking. Dis hoekom die kerk in die moeilikheid is. Want hierdie boodskap verstaan ons nie. En dalk verstaan ons dit, maar ons ignoreer dit. Wat ek reg aan die begin vir jou wou gehad het, jy moet antwoord is, as ons wil hê, God moet my maksimaal gebruik, moet ek maksimaal daarna strewe tot heiligmaking. Want hoe skoner hierdie voertuig is, hoe meer sal die Gees van God kragtadiglik deur my werk. Vers 7, 1 Tessalonisense 4:3 en vers 7. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. So jou geregtigheid kristalliseer uit in 'n veranderde lewe van heiligmaking. As ek 'n vriend van die wêreld wil wees, sal ek 'n vyand van God word. So moet ek leef. Wat sê hierdie skrif? Ek moet heilig leef. Waarna moet ek strewe? Na heiligmaking. Na jou redding, na jou geregtigheid, is jou lewenstaak om in heiligheid elke dag te lewe. Ons word gered deur genade, maar ons kan nie in die sonde bly leef nie. Hoe val ons in hierdie onreinheid? Hoe kom ek daar in hierdie dinge wat verkeerd is? Jakobus vermaan ons om elke versoeking te weerstaan. Salig, vers 12, Jakobus 1. Salig, gelukkig, is, blessed is die Engels, is die man, die mens, wat versoeking verdra. So hoe oorwin ek hierdie kwessie van swakhede in my lewe? Hoe kry ek dit uitgesorteer? Wat is die antwoord? Want jy is gered deur genade, jy het dit. Maar God soek 'n heilige voertuig. Hy soek 'n heilige mens, hy soek heiligmaking, hy soek die vrug van geregtigheid. Hoe doen ek dit? Jakobus antwoord dit. Salig is die mens wat versoeking verdra, want as hy die toets. So wat is 'n versoeking? Kom aan. Dis 'n toets. Dis 'n toets van jou geregtigheid. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Dan sê Jakobus 'n belangrike ding in vers 13. Laat niemand sê, as hy in versoeking kom, ek word deur God versoek nie. So moet asseblief nie die blame vir jou swakhede verskuif en dit ignoreer en dit vir God die skuld gee nie. Ons kan nie God beskuldig vir die swakheid van ons vlees nie, want hy het jou volkome geheilig, hy het jou volkome geregverdig deur die bloed van die lam. Want God kan, die volgende vers die B-gedeelte, want God kan deur die kwaad, deur die sonde nie versoek word nie, want hy is in geregtigheid. En self versoek God niemand nie. So baie keer dan vra die mense, maar hoekom laat God dit toe? Hoekom gebeur dit in mense se lewens? Waar is die Here dan? Moenie die blame skuif van my en jou swakheid na God toe nie. Want die versoeking gaan kom. My en jou verantwoordelikheid is om die versoeking te
weerstaan. Laat niemand sê, dat as 'n versoeking kom, dat ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie, vers 14, elke een, dis ek en jy, word versoek as hy of sy deur sy of haar eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as jy weggesleep is deur die versoeking, as jy verlok is deur hierdie versoeking, daarna, as die begeerlikheid jou vlees, die lede van jou vlees, as dit, hoor nou mooi, as die begeerlikheid ontvang het, met ander woorde, as dit die saad van die duiwel met jou hart daar verenig, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Dis soos mense wat drink. Hy is nie 'n alkoholist van die eerste dag af wat hy begin drink het nie. Hy is 'n alkoholist wanneer hy die sonde begin baar het, en hy in die sonde bly leef, en hy uit dit uit kan kom nie. Kan jy sien? Let op hoe Eva geval het. Ek is amper klaar. Genesis 3 vers 6 sê, toe sien die vrou. So hoe begin die sondeval? In watter dimensie begin die sondeval plaasvind? Wat is die eerste ding wat gebeur? Toe sy sien. Toe die vrou sien dat die boom goed is om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, met ander woorde die lede van die liggaam, 'n lus was vir die oë, sy begeer dit. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet. En wat doen sy? En gee ook aan haar man by haar. Hy keer haar nie toe sy wou eet nie. Hy los dit. Hy het die keer. Maar sy gee dit ook vir haar man en hy het geëet. Toe gaan albei se oë oop. Sonde lê altyd vasgevang binne die sielsdimensie. Wat jy hoor, wat jy sien, wat jy ruik, wat jy proe, dis binne die sielsdimensie in jou verstand. So wat doen die duiwel? Is dit nie so dat God gesê het, julle mag nie van al die bome eet nie? Ja, die Here het nie gesê, ons mag nie van al die bome, ons kan van al die bome eet, maar ons mag net nie van die een boom in die middel eet nie. So wat doen die duiwel? Hy verplaas haar aandag van al die lekker pekanneute, en makadamias, en lemoene, en appels, en al daar die lekker vrugte wat in die tuin was, en hy sê vir haar, hoorie so girl, het jy daarin gesien? En toe sy sien, dat hierdie vrugte begeerlik is, toe vat sy daarvan, en sy begin eet. So waar is die geveg? Nou kan jy jou ore draai as jy wil, tussen jou ore. So elke stryd wat ek en jy moet oorwin, is hier. So as jy nou ry en die ou met die groot Land Cruiser, met sy V8 engine, druk voor jou in, as jy nou 'n klein Datsun Go ry of 'n ding, en jy kan nie wegkom nie, maar hy kom weg en hy vat hierdie gap, en jy kan ook nie teen hom vasry, maar dan is jou kar stuk en hy het 'n groot bumper agter, niks gaan gebeur nie. Moenie kwaad word nie. Moenie in 'n woede uitbars nie. Wat moet jy doen? Wen die fightie. Ag, ry maar ou cruiser. 'n Cruiser doen dit nie, ek weet, maar ek sê dit maar net. Ek het al gesien dat ouens moet Fortuners doen. Dit het ek al gesien. Nee, ek spot sommer nou. En net kyk of Blier wakker is, my sê niks. Julle, ek kom al hoe meer in my lewe agter.
as ek net op 'n punt kan kom wat ek hierdie stuk vlees in beheer kan kry, gaan ek baie meer vir God kan doen. En die Here gaan kragtig en meer kragtig deur my werk as ooit tevore. Heiligmaking is oorwinning oor die vlees. Sonde lê in ons vlees. En deur wedergebore word ons 'n geesmens, want die vleesmens is deur Christus oorwin. En daarom moet ek dag na dag my denke verander. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle vlug. Ek wil jy moet mooi kyk na daai skrif. Wat moet jy met die duiwel doen? Wat moet jy met die duiwel doen? Moet jy hom veg? Of wat moet jy doen? Is weerstaan en veg dieselfde ding? Nee. Jesus het hom klaar geveg en Jesus het hom klaar oorwin. Daarom sê die Bybel, hy behoort eintlik onder julle voete te wees. So wat moet ons doen? Wat moes Eva gedoen het? Sy moes hom weerstaan het. Sy moes hom nie geveg het nie. Sy moes hom net weerstaan het. Wat moes Adam doen? Hy moes hom net weerstaan het. Nee. Dis nie wat hier staan nie. Dis nie wat moet gebeur nie. En dis presies wat Jesus doen. In Matteus 4 vers 3 staan geskrywe, en die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar Jesus antwoord vers 4 en sê, daar is geskrywe. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle vlug. Dis die effek. So die eerste ding wat ons moet doen, stap nommer 1 is, ons moet die sonde, die versoeking of sonde in ons lewe te oorwin, moet ek my aan God onderwerp. Nommer 2 is, ek moet doen wat God sê. Ek moet sy aangesig soek, maar ek moet God meer maak in my lewe en ek moet minder word. So, om die sonde, die versoeking te oorwin is, onderwerp jou aan God. Die tweede stap is, weerstaan die duiwel. Met ander woorde, jy moet nie die duiwel veg nie, jy moet jou verstand veg. Want dis hier wat die geveg is. Dis hier wat die saad gesaai word. Dis hier wat die negativiteit begin wortels skiet. Weerstaan die Satan se versoeking, veg jou vleeslike denke, oorwin in Satan se versoeking, hoe? Deur God se woord aan hom terug te kwoteer. En is dit nie dalk die rede hoekom ons so sukkel nie? Ons het te min woord hier binne. Want wat doen Jesus, die duiwel hom versoek? En hy het nie geweet wat gaan die versoeking wees nie. Hy kwoteer in al 3 gevalle. Daar staan geskrywe. So as jy 'n versoeking kry, as die versoeking jou pad langs kom, soos hierdie ou wat hierdie baie vrouens liefhet, hy moet vir homself sê wat die woord oor dit sê. Hy moet dit self kwoteer en hy moet Jesus se naam oor sy lewe begin aanspreek. Roep die naam van die Here oor jou aan. Kind van die Here, ek wil jy moet vanmôre verstaan, al die skrifte wat Jesus kwoteer, kan ek vir jou in die Bybel uithaal. Die eerste, Matteus, is Deuteronomium 8 vers 3. Daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Ek wil vir jou op die skerm lees, Matteus 4, vers 5 tot 7. Waar dit sê, toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, hy skep misleiding, verwarring, werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen die klip stamp nie.
Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe. So wat doen die duiwel hier? Kyk sy misleiding. Hy quoteer 'n skrif buite konteks. En dan korrigeer die Here Jesus hom met 'n counterskrif. En die Bybel sê, daarna het hy Jesus laat staan en die engele het gekom om Jesus te dien. So elke versoeking wat ek en jy oorwin, bring God se boodskappers, sy engele leer skare in beweging om voor my en jou uit te trek en ons te dien. So wat wil God vanmôre vir ons sê? 'n Vriend van die wêreld sal 'n vyand van God wees. Ek kan nie die redding uit genade minag nie. Ek kan dit nie onderskat nie. Ek kan dit nie afmaak nie. Maar ek kan nie die reddende genade van God vat en sê, omdat God 'n genadige God is, sal hy my bly vergewe vir die verkeerde dinge wat ek doen nie. Die skrif sê, en ek het hom nie hier geskryf nie, en daarmee sluit ek af. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. So met ander woorde, daai skrif sê, as ons nie heiligmaking nastrewe en daarin lewe nie, kan ek God nie sien nie. Dit is 'n radikale skrif. So wat moet ek doen? Ja, heiligmaking na. Die genade is vir jou genoeg. Maar jaag heiligmaking na. Kry jou denke onder beheer. Weerstaan die duiwel. Vat oorwinning oor jou lewe en leef heilig, want God is heilig. Dis die vrug van geregtigheid. Miskien sukkel jy met woede, kwaadheid. Ag, daar sit 'n ou klein lysie. Op 'n ander plek het hy so 'n lang lys. En weet jy wat doen God? Hy sit 'n moordenaar en 'n kwaadspreker op 'n parallelle lyn. Ons kyk na die moordenaars. Maar kwaadsprekers is oukei. Leenaars is oukei. Maar God sê nee, dis dieselfde lyn. So wat sê die Here vir ons? Maak nie saak. Daai is net die vrugte van die sonde. Die sonde is, jy mis die kol. En wat is die kol? Geregtigheid en heiligheid. Word heilig, sodat ek jou kan gebruik. Maak skoon jou bord. Maak skoon jou koppie. Is daar iemand vanmôre wat sê, Here, as ek hierdie lys van goed in die Bybel lees, dan sien ek myself baie keer daar. En ek wil nie meer nie. Ek gaan nie vir jou vra om te sê, ek gaan dit nou oorwin nie, want dit gaan 'n proses wees. Maar as daar iemand vanmôre wat sê, Here, ek gaan in die week wat voor lê kyk, en let op myself, dat ek dit kan oorwin. Wat in my lewe waarmee ek sukkel. Is daar so iemand vanmôre, wil jy op jou voete staan en sê, Here, ek wil hierdie swakhede in my vlees oorwin. En as al die vroue nou staan, dan wil ek nou net vir jou sê, ek gaan nou vir jou bid, dat jy hierdie man, hierdie week jy nie moet vererg vir jou man nie, hoor. En andersom. Kom ons vra die Here net vir genade. Here, ons kom en ons weet dat U genade is vir ons genoeg. En Here, deur genade is ons gered, maar U gee ook aan ons genade, Here, om die duiwel te kan oorwin. Om die duiwel te kan weerstaan. Want Here, dit is op sigself ook 'n groot stuk genade. Want elke versoeking wat ons pad langs kom, is 'n vleeslike versoeking wat in ons eie wese lê. Here, en baie keer dan vat die duiwel ons aan op dinge wat hy weet ons in swak is.
En wanneer ons dan daardie versoeking, Here, sien, ons hoor dit, ons ervaar dit, en die oomblik as ons daaraan aandag begin gee, as ons daardie gedagte wat die duiwel in ons kop sit entertain, dan begin daardie saad groei. En Here, dit is wat Eva gedoen het. Die Satan het 'n saad gesaai, en toe sy begin navorsing doen op sy woorde, toe sy begin kyk na die boom, toe sien sy dat hierdie vrug goed is om te begeer, om te eet, sodat jy 'n ewige lewe kan hê. En hulle was in ewigheid, het hulle die ewige lewe gehad. Ek wil bid, Here, help ons in hierdie week om nie die gedagtes van die duiwel, Here, die Engelse woord is to entertain niet. Ek wil vra, Here, dat U ons genade sal gee, dat ons daai gedagtes sal onderskep, en dat ons dit deur die woord van die Here tot niets sal maak. Dat ons die duiwel sal weerstaan in elke opsig van ons lewe, want U het ons geroep tot verlossing, tot versoening, maar ook tot heiligmaking. En die vrug, Here, die vrug van geregtigheid is heiligmaking. Help ons om dit na te strewe in hierdie week wat voorlê met alles in ons binneste, is my gebed in Jesus se naam. En die volk van die Here sê amen. Gaan in sy vrede en sy liefde die Here seën vir